die KWJ en die KBJ oefening 1 van handelsondernemings. Op die antwoordblad is daar 'n KWJ en 'n KBJ vir ons gegee, en dan nou natuurlik met die nuwer werk vir die graad 9's, waar ons werk met die verkope en die koste van verkope kolomme. Voltooi die kontantontvangste joernaal en betalingsjoernaal van Reënbooghandelaars. Let wel, 'n winsgrens van 50% op kosprys word gehandhaaf. In die berekening video's het ek mooi vir julle gewys hoe mens te werk gaan om hiermee te werk met hierdie 50%. Basies gaan ons die volgende doen. As jy die verkoopprys moet uitwerk, gaan jy maal met, onthou nou die winspersentasie is 50%, so dan gaan jy maal met 150 en jy gaan deel met 100. En as jy die koste van verkope bedrag jy wil hê, gaan jy maal met 100 op 150. En as julle sal onthou, dit is omdat ons met soek op het gewerk het. En dan maar wat se een jy soek en wat se een jy het, moet jy die kosprys uitwerk, moet ons die verkoopsprys uitwerk. En onthou jou verkoopprys is altyd redelik groter as jou kosprys. So kom ons kyk of ons dit op hierdie metode, in hierdie omstandighede kan regkry. Kom ons kyk verder. Die eerste transaksie, die eienaar deponeer 750.000 direk in die onderneming se lopende bankrekening as haar kapitaalbydra. Ry kwitansie 1 aan haar uit. Ek wil net 'n opmerking hieroor maak. Sien jy dit is kwitansie 1. So die kans is baie goed dat dit dan KOJ1 en KBJ1 gaan wees. Want as jy met jou eerste kwitansie werk, dan is dit nou aanduidend dat dit die begin van hierdie onderneming sou wees, nê? Ons gaan die eienaar se naam skryf. Kom ons lees net weer. Hierdie geld word direk in die bankrekening inbetaal, so ons gaan dan ook nie dit by die ontleding van ontvangste insit nie, maar die 750.000 vlieg dan in jou bankrekening in, en ons noem dit kapitaal. Goed, die tweede enetjie is op die derde. Koop 'n sakeperseel vanaf Groenhandelaars en betaal met checknommer 1, 400.000. So hier is ons eerste betaling, en sien wat ek sê, daai eerste check is aanduidend dat dit jou eerste KBJ gaan wees. Checknommer 1, dis die derde. Ons koop dit by Groen, uit ons bankrekening gaan 400.000 uit. En dit is vir grond en geboue. Goed, 4. Koophandelsware, gaan by die rooi kleur bly, want dit is weer 'n betaling. Koophandelsware van pershandelaars vir dit en betaal per check daarvoor. Onthou altyd, ons kan vir julle sê koophandelsvoorraad, koophandelsware, of ons kan vir julle sê koopgoedere, en alles gaan oor handelsvoorraad wat jy aankoop. So kyk uit vir daardie woordjies in 'n toets of 'n eksamen, dat as jou nie uitvang nie. Koophandelsware, 18.400 en ons betaal per check daarvoor. Hulle gee nou nie weer 'n checknommer nie, jy gaan sommer net aan na die volgende een toe. Ons spandeer ons geld by pers, 18.400 en hier het ons 'n handelsvoorraad kolommetjie. Op die 9de, kontantverkope. Nou gaan ons weer geld kry. Ek gaan met die groen kleur werk. Kontantverkope volgens kasregisterrol. Kyk wat doen ek sommer dadelik, omdat ek klaar weet, daar is die inligting waarmee ek moet werk. Kasregisterrol, dis op die 9de. Ok, R9.000. En dan gebeur daar nog iets. Ontvang 'n cheque by mevrou Oranje vir huurgeld en 'n ryke kwitansie aan haar uit. So, onthou, ons werk nou met twee verskillende geldjies wat inkom.
Onthou om dit gesamentlik te gaan bank. Ons bank dit net een keer op 'n dag. Goed. Vir die verkope gaan jy skryf verkope. Moenie skryf kontant nie. Ons weet ons is in die kontant ontvangste joernaal. Al hierdie goedjies is maar kontant. So ons skryf net verkope en 9000. Ek gaan bietjie aanhang, ek gaan nie daai invul nie. Wat ons weet nou, daar's huurinkomste ook, wat ons nou saam gaan bank, nê. Kom ons werk gou daai kosprys uit. O, jete, waar is my sakrekenaar? Geen idee nie. Goed, wat het ons hier? 9000 is die verkoopprys. Nou soek ons die kosprys. Wat moet ons doen? Die winspersentasie is 50%. So ek moet maal met 100 op 150. Daar sy, R6.000. En dit gaan vir jou maklike 2 punte. Ons merk gewoonlik 1 punt daar, 2 punte daar. Lekker maklike puntjies om daar by mekaar te maak as jy dit kan doen. Oppas, ons is nie klaar nie. Op die 9de is daar steeds geldjies wat ingekom het. Mevrou Oranje. Dit sê hier so ryke kwitansie aan haar uit. So ons gaan sommer net sê kwitansie 2, want dit volg op mekaar. En laat ek net sien hoeveel bring sy, 5.600, ons bank dit saam 14.600, hierdie is nou nie verkope geld nie, nee, dit is huurinkomste geld, huurinkomste. Jy gaan ook meer punte kry, omdat jy weet jy bank dit alles saam. Die 13de, betaal, ek sien sommer dadelik die woordjie, betaal goudgeel vir die volgende items oppas deur middel van internetoorplasing. Dit beteken, jy skryf nie 'n cheque uit in hierdie geval nie, en dit beteken my brondokument gaan bankstaat wees. Ons is op die 13de, en ons het 'n transaksie met goudgeel. Kom wat ons sien, 'n rekenaar, papier vir die drukker. Die rekenaar gaan toerusting wees. Papier is skryfbehoeftes. Ek sien nie 'n kolommetjie vir hom nie, so ek gaan hom net hier insit as skryfbehoeftes. En wat is die totale bedrag wat ek dan aan goudgeel gaan betaal? 7140. 19de, betaal, so dit gaan weer wees KB per cheque aan kleurvol bloemiste vir blomme vir die eienaar se ma. Goed, so hier is 'n transaksie wat die eienaar op hulle persoonlike vlak 'n voordeel voor het, so ons gaan onttrekkings gebruik hier, nê? Op die 19de gaan ons aan kleurvol bloemiste, dit gaan nou cheque nommer 3 wees, R250. En dit is onttrekkings. 21ste, die maandelikse telefoonrekening, beloop dit, maak die betaling per cheque aan Telkom. Die maandelikse telefoonrekening is R6.80. Ons gaan aan Telkom betaal. Cheque teen blad 4, 680, telefoon. Die 26ste, wissel 'n cheque vir lone. Wat beteken wissel 'n cheque? Dit beteken jy gaan bank toe en jy gaan vra die kontant. Dit is soos om die kontant by 'n ATM te gaan trek. Jy gaan dit hierdie keer nou net doen met 'n cheque en jy gaan binne in die bank by die teller staan en hulle gaan vir jou die geld gee. Daarom moet dit 'n kontant cheque wees as jy 'n cheque gaan wissel, né? Jy kan 'n cheque wissel vir enige iets. In hierdie geval het ons dit vir lone gebruik. Laaste enetjie, betaal die sekretaresse se salaris per cheque. So jy moet hier die persoon se naam skryf, wat op die 30ste geldjies kry. 6.200 gaan uit ons bankrekening uit en ons noem dit salarisse. Goed, graad 9, soos julle kan sien,
Ons is nou klaar met die oefening, maar ek het net 1 keer 'n lone en 1 keer 'n toerusting. Julle weet dit is nou bietjie onrealisties, nê? Want daar behoort eintlik 4 keer 'n maand of 2 weekliks lone betaal te word, maar ek het elke moontlike transaksie net 1 keer gebruik, so dit is 'n kort oefeningkie, maar ek voel as jy 1 keer weet hoe om verkope uit te werk, dan sal jy mos nou altyd doen, nê? As jy 1 keer weet hoe om kapitaal te hanteer, dan weet jy dit. So 'n lekker kort en kragtige oefening. Gaan loer gerus na die volgende enetjie vir bietjie moeiliker werk.